Dan is dit terwyl die volgende spanne besig is om aan te tree, is die onder 19 oopspanne van die Noord-Kaap. Hulle het die pragtige gebruik om van hierdie klein billetjies saam met hulle op die veld te vat. Natuurlik altyd 'n groot oomblik. En dan gaan ons nou hier in die kommentaarhok verwelkom vir Marie-Louise de Nuyssen en dan niemand anders hier as die ybergewilde, nou reeds baie bekende Bart Beyers van Radio Orania. Baie welkom julle. Ons sien uit na julle kommentaar. Baie welkom hier by Boer Media se uitsending van die winterspele. Ek is Bart Beyers, hier langs my sit Marie-Louise de Nuyssen en die volgende wedstryd wat op hande is die Noord-Kaap onder 19s teen die Oos-Transvaal se onder 19 span. 'n titaniese stryd wat voorlê. Die manne wat reg staan hier voor my en ek sien die haker van die Noord-Kaap, Kobus Nel wat hard aan die dink is. Groot wedstryd wat voorlê en ek moet nou vir jou sê Marie-Louise, enetjie vir die boeke, né? Goeiemôre ook aan al die kykers. Goeiemôre Bart. Dis lekker om weer vanoggend hier in te skuif. Definitief 'n groot stryd wat voor lê, soos wat jy sê, die laaste dag van die winterspele, alles om voor te speel in hierdie laaste dag. Die span wat dan natuurlik al twee hulle wedstryde vandag wen, wat dan die beker sal lig vanmiddag met die prysuitdeling. Hierdie twee spanne wat mekaar reeds al 'n paar keer ontmoet het oor die duur van die winterspele met een vir elk. Een wen wat na die Oos-Transvaal toe gegaan het en een na die Noord-Kaap toe en dis gaan hierdie een die bepalende een wees. Jy sien die tonneltjie wat ook gevorm word hier op die A-veld by Orania CVO skool, die leerders en ondersteuners van albei spanne wat kom staan het, sodat die manne deur hulle kan hardloop om hulle te ondersteun, om hulle ondersteuning te wys. Natuurlik soos wat jy gesê het, groot hoogtepunt van die dag. Ons sien uit om te sien wat hierdie spanne kan doen. Definitief Marie-Louise, ons gaan so 'n bietjie deur die spanlys werk van beide die Noord-Kaap en die Oos-Transvaal. Hier by die Oos-Transvaal, Hendrik de Bruin van Pretoria, David Roots van Pretoria, Zander ter Blanche op Vaskop van Groumar af, Daniel Roberts van Standerton, Elje van Rensburg, Retief Pens, natuurlik daai skramskakel van Oos-Transvaal wat vuurwarm is, sy rooi kop hare wat uitstaan op die rugbyveld, so jy gaan hom nie kan miskyk nie. Dan Dian Oosthuizen ook, ons het vir Hanro Vermaak, Willem Kreer, Hardis Bierman, Janko Loupsher, Nikki Rasmus, Thys de Villiers, Martin van Heerden, Zian Prinsloo, Gideon Koetser en Johannes Stein en natuurlik die afrigters Etienne Pieterse en Banna Botha. Ja, hier dan aan die kant van die onder 19 Noord-Kaap rugby het ons manne soos Driekus Trieter, Kobus Nel, Rikus Kleinhans wat almal in die voorhuis sak. Dan die slotte Jean-Dry Swarts en Jean-Dry Paul op die flanke vir Tinus Skutte en Derek de Blanche. Hulle is natuurlik almal van Orania af. Op 8ste man sak Bram Everson. Nommer 9 is WP Groewe van Vryburg. Die losskakel natuurlik die immer gewilde Daniel Tomlinson hier van Orania af. Dan het ons vir Teens Jansen van Rensburg, al die pad van Bloemfontein af, Jacobus van der Merwe, Quentin Paul, Mani Bester, Corneille Delacour, Thomas van der Merwe, Nicole Stein. In die agterlyn natuurlik ook almal hier van Orania af, wat die tuisveld voordeel het, met afrigters Hannes Swanepoel, Jan Hendrik Pitter en Hannes Venter, Reinhard de Villiers en Wimpie Groewe as spanbestuurder. Marie-Louise, ja, die wedstryd wat op hande is en ons sien ook baie van die toeskouers, die ondersteuners, die ouers, Oraniërs, almal van die BCVO skool en hulle wat al hier ook sommer die veld af betree het om foto's en video's en dies meer te neem. Die opwinding kan jy in die lug voel. Definitief, mense kan voel daar's 'n verandering van gister en van donderdag af. Definitief die mense wat saamdrom om te kom kyk vir die groot spanne. Die mense is hier, hulle is reg om te kyk en hulle is ook baie opgewonde oor wat hierdie stryd gaan oplewer vanmôre. Definitief, nou ja, hierdie klomp klein billetjies wat ook afgehardloop kom, hulle het saam met die manne van die Noord-Kaap span opgehardloop, soos 'n tradisie nou al ontaard het hier in die Noord-Kaap en dis lekker om te sien die klomp klein mannetjies wat ook geesdriftig is oor die rugby wat nou gaan afskop.
Ons sien ook heelwat ondersteuners en toeskouers aan die oorkant. Natuurlik 3 dae propvol netbal en rugby, maar dit is goed om te sien dat hier op die laaste dag dat die mense nog steeds hier is, dat hulle uitgekom het om die kinders te ondersteun. Natuurlik ou vriende, klomp vriende van die BCVO beweging, alumni wat hier is, wat hulle eie kinders nou in die skool het, maar ook ouers, mense van Oranje, van die dorp self wat nie eers noodwendig kinders het in die skool nie, maar wat kan ondersteun en sê ons het gesien hoe besig die dorp is, ons wil graag die stalletjies kom ondersteun in ons dorp en ons skool se kinders kom ondersteun. Nesjira sê nou ja, dit is Tomlinson wat die wedstryd onderweg sit, 'n hoë hangskop, maar wil nie voorkom asof hy 10 meter trek. Die Oos-Transvaal wat wel die bal neem en die eerste fase van die wedstryd wat afskop. Die bal word wyd versprei deur of opgetel daar by die losgemal deur die Oos-Transvaal wat vasgemaak word. Die Noord-Kaapenaars wat natuurlik verwoed moet verdedig. Almal is op hulle hoede vir verdediging. Die aanvalswerk wat natuurlik van kardinale belang is vir hierdie Oos-Transvaalers. Hierdie is 'n titaniese stryd. Daar's op Pens wat die bal versprei na sy agterlyn toe, kom hy na die binnesenter toe, uit na nommer 20 van die Oos-Transvaal, die linkervleuel nommer 11 van die Oos-Transvaal wat die bal in hande het, vasgetrek daardeur die Noord-Kaapenaars, hier teen die kantlyn, hier naast aan ons, natuurlik die nommer 4 slot, daar van die Oos-Transvaal, hy harde wedstryd al die laaste tyd, Daniel Roberts, hy het al 'n groot hou geslaan vir die Oos-Transvaal. Noord-Kaapenaars wat die bal in hande het, daar na die agterlyn laat loop, hulle is hier in die middeveld, beweeg oor na die oorkant toe, waar die volgende fase afgedwing word. Bal word deur Tomlinson deurgestuur na sy agterlyn toe, nommer 12, dit is Jacobus van der Merwe wat 'n steekskoppie deursit vir die Noord-Kaap tot in die halfgebied van die Oos-Transvaal. Oos-Transvaal wat daar betrap word met die bal in hand en die Noord-Kaap wat natuurlik daarso probeer bal wen. Pens wat die bal optel en deurbreek vir die Oos-Transvaal en vasmaak met sy ondersteuning kort op sy hakke. Bal word weer opgetel deur Roberts en uitgegee daarna sy manne toe wat oordryf en die bal optel, opgepik deur die hakker wat op die veld is hierso vir ons van die Oos-Transvaal en die bal wat weer beveilig moet word. Skeieregter blaas die fluitjie en sê die manne het oorgeval by hierdie losgemaal. Marie-Louise. Wedstryd wat met 'n blitsige tempo begin en ons weet ook as die spel losraak, gaan die Noord-Kaapers die voordeel hê met 'n verskriklike goeie agterlyn. Oos-Transvaalers sal hulle moet kan stop. Kantlyn wat opgesoek is en gevind is en die manne van die Oos-Transvaal wat weer in die halfgebied, binne in die kwartgebied eintlik van die Noord-Kaapenaars gaan kuier. Die eerste lyn staan van die wedstryd wat nou gaan plaasvind en ons glo daai hakkers sal wel seker maak hulle vind hulle springers. Die kompeterende gees van die Noord-Kaapenaars sal definitief kompeteer in hierdie lyn staan om te kyk of hulle daai balbesit kan afneem van die Oos-Transvaal af. Ingegooi daar deur David Roots, nie sy springer gevind nie en die skeieregter blaas die fluitjie. Hy sê daar is 'n man in die lyn wat gaan tel as 'n springer. Gesels 'n bietjie daar met die spelers om vir hulle te verduidelik wat die reël behels met die afstand vanaf die lyn staan. Eerste vaste faset van die wedstryd en ons gaan moet sien wat Roots doen. Hy sit die bal goed in, maar hy kan dit nie, sy spelers kan dit nie vashou nie, dan op die bal vorentoe. Die skeieregter speel voordeel, maar dan blaas hy op sy fluitjie. Aanslaan deur die Oos-Transvaal daarso en die skeieregter wat hulle gaan terugbring vir die eerste vaste skrum van die wedstryd. Natuurlik hierdie manne van die Oos-Transvaal wat geken is vir hulle vaste skrums, Marie-Louise, maar die manne van die Noord-Kaap, 5 man skram, 10 man rugby wat gespeel word in hierdie wedstryde. So jy sal sien daar is geen los driehoek in die skrums nie. Dit is die voorry manne 1 tot 3 en natuurlik 4 en 5 wat daar sak in die skram en die eerste enetjie wat plaasvind, die skramskakel vir die Noord-Kaap natuurlik is WP Groewe wat die bal daar insit. Die Oos-Transvaal wat die bal daar onder hande kry, maar hy word betrap met bal in hand. Aangeslaan deur die Oos-Transvaal, uitstekende skram en dekverdediging daardeur die nommer 6 van die Noord-Kaap. Dis natuurlik Tine Skutte wat daai skramskakel betrap het met die bal in hand. WP Groewe wat die bal daar gaan inplaas. Jy sien hy speel ook met 'n groen broek. Hy was man van die wedstryd, laas wedstryd, groot skram deur die Oos-Transvaal. Die bal wat vinnig moet uitkom en dis Tomlinson wat hom op die voet sit. Hy probeer die manne terugjaag tot net so binne die Noord-Kaapse halfgebied
Hy het 'n bietjie veld gewen en verligting gebring vir sy span wat baie naby aan die doellyn was op hierdie stadium. Nou, baie goed om daar uit te kom uit hulle eie gebied uit. Hulle wil nie rugby daar speel nie, want die Oos-Transvaalers veral met manne soos Retief Pens kan vinnig daarso deurbreek en dan is dit moeilikheid vir die Noord-Kapers. Nes jy dan sê Marie-Louise nog 'n lyn staan en David Roots wat die bal gaan ingooi. Hy gaan graag sy springers wil vind. So op die manne se hande is seker hierdie keer en 'n kompeterende lyn staan daar deur die Noord-Kaap. Bal kom aan die Noord-Kaap se kant uit en Kobus Nel wat die bal daar uitgee na die agterlyn toe. Dit is natuurlik ook Tomlinson wat aangee deur hierson na Pool toe, die buitesenter Quinton Pool wat by die kantlyn af nal om die verdedigers en hy is reguit pale toe, gaan die 3 onder die pale druk. Quinton Pool se spoed net te veel vir die verdediging van die Oos-Transvaal aan die buitekant om. Wat se spoedvraat het ons hierso? Natuurlik die nommer 13 van die Noord-Kaap, Quinton Pool. Ja, dis presies wat ons gesê het. Voor die wedstryd nog begin het, Bar, die oomblik wat die spel gaan losraak en die Noord-Kaap se agterlyn die bal gaan kry en die Oos-Transvaalers sukkel om hulle vas te vat. Definitief uitstekend, die bal het 'n bietjie lig gekry. Ek dink dit was baie belangrik geweest en dat hulle daai spasie aan die buitekant benut het en vir die manne met spoed dit deurgegee het. Daniel Tomlinson wat weer die wedstryd gaan begin hier vir die Noord-Kaap se kant af. Die Oos-Transvaal wat in ontvang staan vir hierdie afskop en ons kyk of hy weer 'n hoë hangskoppie gaan gee. Ja, hy maak so. Die Oos-Transvaalers wat die bal daar probeer neem, maar nie skoon geneem uit die lug uit nie. Roberts wat die bal daar oppik en vasmaak. Daar word deur die skeieregter aangedui voordeel vir die Noord-Kaap. Die bal kom aan hulle kant uit. Die bal word na wyd geloop. Dit is die Noord-Kaap wat na die doellyn toe beer, maar die kantlyn wen ongelukkig. Daar Director Blanche van die Noord-Kaap, die nommer 7 flank wat ongelukkig vir hom en sy span daar deur die Oos-Transvaalers uitstekend verdedig om hom daar na die doellyn of kantlyn toe te neem. Lyn staan wat plaasvind David Roots wat die bal gaan ingooi en verdedigende lyn staan gewen deur die Noord-Kaap, natuurlik opgepik daar deur die Noord-Kaap se nommer 6 flank. Dit is niemand anders as Tinus Skutte wat doellyn toe beer nie. Die man is besig om opgehou te word deur die Oos-Transvaalers en die skeieregter is besig om hom dop te hou. Hy gaan die fluitjie blaas en voordeel aan die Oos-Transvaalers gee. Uitstekende verdediging om daai man regop te hou met die bal in hand. En daai is goeie verdediging, Marie-Louise. Definitief desperate verdediging daar op hulle eie doellyn. Die Oos-Transvaalers het geweet as die Noord-Kapers daaroor is, dan strek dit hulle voorloop nog meer. So desperate verdediging, maar dit is goed om te sien weer eens 'n paar groot manne wat dit reg kry om Skutte daar op te hou. Nes jy dan sê, dis 'n vaste skram en dit is Pens wat die bal gaan insit vir die Oos-Transvaal. Hy sê graag daai bal vinnig wil versprei en verligting help bring vir sy span vanaf hulle doellyn. En die bal word uitgestuur daarna sy loskakel toe wat hom op voet sit en die Noord-Kaap wat in posisie is en Jacobus van der Merwe wat die bal in die hande kry uitgee daarna sy heel agter wat sy eerste man klop en die tweede man bykans. Bal word uitgegee na Quinton Pool. Quinton Pool, die nommer 13 van die Noord-Kaap wat aan die buitekant probeer ombeweeg. Hierdie keer word hy gestuit daar teen die kantlyn en uitgeneem deur die Oos-Transvaal verdediging. Baie vinnig daar op die buitekant. Die Oos-Transvaalers wat omtrent verbond staan om hom te keer voor die doellyn daar, maar hulle kry dit tog reg en hy word uitgeduik daar aan die oorkant van die veld met seker so 7 meter tussen hom en die doellyn wat oorbly en dit is Oos-Transvaal wat weer die bal kan insit met 'n verdedigende lyn staan. David Roots, die nommer 16 hakker vir die Oos-Transvaal wat weer die bal in die lyn staan gaan ingooi en sy springers moet gevind word. Die manne wat natuurlik kompeteer van die Noord-Kaap se kant af, die bal word weer deur Noord-Kaap gewen in hierdie lyn staan deur na Daniel Tomlinson na Van der Merwe uit daar na die heel agter Delacour na Quinton Pool en Quinton Pool gaan kuier weer agter die doellyn. Die manne van die Noord-Kaap wat vinnige hande het en die bal laat vloei sodat hulle die verdediging kan klop. Uitstekend gedaan deur die manne van die Noord-Kaap. Ja, die spoed wat eenvoudig net te veel is. Daar's heeltyd 'n man oor aan die buitekant vir die Noord-Kapers en hulle gebruik dit ook perfek. Die tweede 3 vir hulle en dit is nou Tomlinson wat die kans gaan hê om
3 te verdoel, maar dis ongelukkig mis, dus gaan die telling bly op 12-0. Dis hy Marie-Louise 12-0 en ons het nou so gesien vinnige hande, die lyn word gebruik en die manne wat vinnig afskop van die Noord-Kaap, dit is van 'n Merwe wat die bal reeds optel, hy probeer die man aan die buitekant klop en hy word uitgeneem deur die verdediging van die Oos-Transvaal. Die Noord-Kaap wat vinnig speel, nou die Oos-Transvaal wat ook vinnige ingooi behartig, die bal word dan wyd geloop en Oos-Transvaal uit hulle eie kwartgebied wat 'n aanval loods, maar die Noord-Kaap verdediging is sterk op hulle en hou hulle tans in hulle kwartgebied. Die grootman nommer 4, Daniel Roberts van die Oos-Transvaal wat daar kontak maak, Pens wat die bal uitgee. Daarna sy nommer 13, die hakker of nommer 2 althans van die Oos-Transvaal wat weer daar kontak maak, vasmaak, Pens wat die bal uitgee. Daarna sy nommer 8. Dit is Bram verskoon tog. Dit is die man van die Oos-Transvaal wat die bal in hand het, hy laat loop wyd. Daarna die spoedvraat van die Oos-Transvaal, die vleuel nommer 11, maar word laag gevat deur die Noord-Kaapenaars en Noord-Kaap wat die bal besit het, uitgeboender Delacroix deur die Oos-Transvaal verdediger daar teen die kantlyn. Nog 'n lyn staan wat gaan plaasvind. Ons sien nou die Oos-Transvaalers wat ook besluit het daar met die vinnige ingooi, hulle is om te speel, hulle is hier, hulle weet hulle is 12 punte agter, dit gaan hulle nie stop nie, dis wat mens nodig het om te sien, 'n span wat lus het om te speel, wat energie in die wedstryd insit, dis goed om te sien. As jy nou sê, nog 'n lynstaan wat plaasvind, 'n paar lynstane wat nou al reeds plaasgevind het, maar ek sien hy het hulle teruggebring vir 'n vaste skrim, nie die lynstaan nie, met die aanslaan wat eerste plaasgevind het van die vleuel vanaf die Oos-Transvaal en die Oos-Transvaal en Noord-Kaapenaars wat weer sak vir 'n vaste skrim. Die Noord-Kaap en die Oos-Transvaal wat mekaar daar in 'n vaste skram aandurf. Skeieregter wat sê daar word ingeskram, hy gaan weer die skram herstel. Die manne gaan weer probeer en hy sê hulle moet haks wees as hulle daar insak. Dis natuurlik een van daai goue reëls vir 'n vaste skram, Marie-Louise. Ja nee, 100%, dit help nie mense skram, as die skram nie stabiel is nie, belangrik dat dit eers stabiel is voordat hulle skram. Noord-Kaap wat die bal daar instit, maar die Oos-Transvaal wat 'n ewige skram gee, Pens wat die bal terugkry in Oos-Transvaal se besit. Bal word uitgegee en die loskakel van die Oos-Transvaal wat vasmaak. Volgende faset wat afgedwing word, Pens wat grou vir die bal om hom daar aan die kortkantjie deur te gee vir een van sy voorspelers wat kontak slaan en die voordeellyn net oorgesteek. Pens wat weer die bal versprei dan na een van sy voorspelers toe wat die bal aanslaan, vorentoe verloor en die strafskop aan die Noord-Kaap wat gegee word. Uitstekende verdediging, ongelukkig vir die Oos-Transvaal. Tikskoppie wat vinnig geneem word en die bal word weer wyd versprei. Tomlinson in hand. Tomlinson gee uit vir Van der Merwe. Van der Merwe maak kontak, kry dit uit vir Tomlinson. Tomlinson vir Delacroix. Delacroix terug na Pool toe. Pool werk weer na die binnekant toe, na sy loskopste toe en Van der Merwe die bal onder hande na 'n Brou uitgee. Delacroix wat weer die bal in die hande kry, uitgee daar na Eberson toe. Eberson wat die bal op voet sit in die halfgebied van die Oos-Transvaal, opgevolg deur die Noord-Kaap en die bal is in hande gekry. Ondersteuning is daarso en die Noord-Kaap wat oorduik vir die 3. Weer die manne van die Noord-Kaap wat uitstekend opvolg met daai skoppie wat deurgestuur word en dis natuurlik Delacroix wat daai 3 op sy naam gaan hê. Marie-Louise, intense vinnige rugby. Pragtige rugby van die Noord-Kaapers af. Ja, ek het nie woorde nie, dis ongelooflik om te sien samespel tussen voor en agter spelers en dan as hy bal wyd gaan het die Oos-Transvaalers ongelukkig net nie antwoorde nie. Dis baie vinnige rugby wat gespeel word deur die manne van die Noord-Kaap. Hulle het lyk my half 'n strategie gehad om met die eerste paar minute hoë tempo rugby te speel, die bal lig te gee en op hierdie stadium lewer dit dividende op. Daniel Tomlinson wat die wedstryd weer onderweg gaan sit. Mooi die lug uitgevat daar deur die manne van die Oos-Transvaal. Hy het die bal in hand. Hy gee hom deur vir sy nommer 2 wat uitstekende vangskoot daarso maak. Die nommer 4 slot natuurlik Daniel Roberts wat weer kontak slaan. Strafskop aan die Oos-Transvaal. Die manne van die Noord-Kaap wat nie wegrol na hulle die duikslag uitgevoer het nie. Nou ja, dissipline. Ja, dit is jammer om te sien nadat hulle soveel goeie momentum aan hulle kant gehad het, maar dit gaan tog ingryp
En as die Oos-Transvaalers wat besluit om die lyn op te soek met 'n skop wat nie lyk of hy gaan uitwees nie, hy gaan nie uitwees nie en dit is die Noord-Kaap se gevaarman Delacroix wat nou weer die bal het. Delacroix wat sy ore neersit, hy gee uit vir Van der Merwe het die bal in hand, hy gee uit vir Pool sit die bal op voet, jaag hom weer in die halfgebied van die Oos-Transvaal in, volg op en die manne van die Oos-Transvaal wat die bal in hand het, maar die Noord-Kaap wat hulle weer betrap met bal in hand in hulle eie kwartgebied. Oos-Transvaal wat die bal in die hande het, dit is Pens wat daar om die kortkantjie losbreek en uitgeboender word daar aan die kantlyn. Ja, baie goeie spel wat ons sien. Ongelukkig die loskakel van Oos-Transvaal wat nie die bal kan uitskop nie en die Noord-Kapers wat weer vinnig beweeg en ons sien dit is nou halftyd. Halftyd en die telling 17-0 in die guns van die Noord-Kaap. Nou ja, die manne het blitsige rugby gespeel. Jy is ingeskakel by Boer Media. Maak seker jy bly ingeskakel vir al die wedstryde, netbal, rugby en natuurlik op die B-veld ook 'n uitsending, die regstreekse stroom. Jy is welkom om vir ons 'n boodskap te stuur in die stroom. Laat weet 'n bietjie waarvandaan kyk jy saam en geniet die rugby. Winterspele 2026. Ons borge wat dit moontlik maak, TLESA, Bokaroo opleiding, die Orania beweging, natuurlik BCVO sport ook, maak 'n draai, gaan besoek hulle webwerwe en ondersteun die adverteerder Solidariteit, Lig en Duisternis uitgewers, Bloedrivier, Helpjag, FHK, Afriforum, Kragdag, Helpende Hand, Sirius Koelers, Bemark.co.za, Boere Bemarkingsdag en Saai, net om 'n paar te noem. Nou ja, luisteraars, kykers, ek hoop jy geniet die rugby, dit is hoë intensiteit en ek is binnekort saam met julle terug. Daar was 'n tyd toe ons nie hoef te vra of ons stem saak maak nie. Toe ons taal in elke klaskamer gehoor is. Toe ons stories deur ons oupas vertel was, nie deur algoritmes nie. Daardie tyd is nie verby nie, maar dit word stiller. Boer Media bestaan omdat iemand moes opstaan. Iemand moes nee sê en sê ons gaan nie stil word nie. Ons sal wys hoe ons kultuurfeeste bloem, ons kinders op die sportvelde woeker en hoe ons 'n nuwe toekoms vir onsself sal oopkerf. 153.000 mense het al besluit dat ons stem nie dood sal gaan nie. Byna 30.000 het ingeteken met ongeveer 1400 video's. Elke video gemaak met hart, sonder 'n korporatiewe begroting. Maar die waarheid wat niemand wil hoor nie, is dat 'n onafhanklike platform nie op passie alleen sal kan oorleef nie. Ons vra nie duisende nie. Ons vra net dat jy sê, ek is hier en ek gaan nêrens nie. Jy kan help om hierdie vlam te laat aanhou brand. Jou kultuur, jou taal, jou geloof, jou kinders se toekoms, dit is wat op die spel is. Staan saam, bou saam en word vandag 'n Boer Media ondersteuner. Jou ondersteuning maak hierdie uitsendings moontlik. Goed, dis rustyd hier in hierdie titaniese stryd. Dit is 'n bepalende wedstryd. Dit is daar's 'n redelike groot kans dat die wenner van hierdie wedstryd is in die Noord-Kaap se onder 19 oopspan en die Oos-Transvaal se onder 19 oopspan. Die wenner hier gaan heel waarskynlik as die wenner van hierdie toernooi wegstap. So ons het klipharde rugby in hierdie eerste helfte gesien. Die manne wat besig is om water te drink, besig om planne te maak. Die Noord-Kaap wat definitief die span is wat met absolute oorgawe en ywer hierdie wedstryd domineer in hierdie eerste helfte. Hulle agterspelers wat baie goed doen. Taktiese skopwerk wat baie goed is. En terwyl ons nou aangetree is hier in die middel van die veld, sonnetjie wat lekker skyn, wag ons net gou vir meneer Joos Strydom om nader te staan. Hy gaan met ons kom gesels. Joos Strydom natuurlik van die Orania beweging, een van ons media vennote wat hierdie uitsending help moontlik maak. Joos, baie welkom. Baie welkom, baie dankie vir jou tyd. Baie welkom en baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit. Joos Strydom, soos ons gesê het van die Orania beweging, dis die manne wat dit vir ons help moontlik maak om hierdie lewendige uitsending te kan doen namens Boer Media. Joos, baie dankie van ons kant natuurlik. Kan jy asseblief vir die kykers, ons het nou al so 'n paar dae met jou gesels, maar die van hulle wat nou vir die eerste keer ingeskakel het, so 'n bietjie meer vertel oor die werksaamhede van die Orania beweging. Orania beweging, Tiaan, is soos jy ook weet 'n vryheidsorganisasie. Ons glo die beste manier om ons mense se saak te bevorder is om 'n plek te hê
volk kan nie 'n plek hê nie, of moet 'n plek hê. En daar is ons baie Afrikaner skole en plase en besighede daar buite, maar daar is nie 'n plek in Suid-Afrika wat net Afrikaners is nie. Dis wat Orania hier bou. 'n plek vir Afrikaners waar ons kultuur en ons geloof en ons tradisies kan uitleef en ook sulke wonderlike geleenthede soos hierdie sport. En die Orania beweging is die instelling wat dit bevorder. Ons skakel internasionaal, ons kry internasionale befondsing en ons maak planne om iets fisies moontlik te maak. Daar's nie iets as jy nie regtig 'n plek het, 'n geografiese gebied nie. Joos, dit is baie belangrik. Mense is in die tyd waarin ons leef 'n bietjie politiek foos, as ons dit so kan stel. En dis daarom ook belangrik om te verstaan dat die Orania beweging hulle self nie net met politiek besig hou nie, maar dat hulle politiek uiteindelik ook behels, soos jy sê, die fisiese goed op die grond. Daarvoor wil ons vir jou sê baie dankie. Ons wil ons kykers aanmoedig om aan te sluit by die Orania beweging, die kantoor te kontak as jy hier deurry. Gemaak gerus 'n draai. Ons gaan van die veld af beweeg net, dan gaan ek met jou verder gesels want hierdie wedstryd wat moet begin, so ons beweeg op van die veld af en gesels ons verder. Wat mekaar die stryd aan sê by winterspele, die Oos-Transvaalers wat die wedstryd onderweg gaan sit met die manne in rooi natuurlik, die Oos-Transvaal wat van links na regs speel, of natuurlik van suid na noord, manne van die Noord-Kaap in die blou, Marie-Louise. Also ja, die Noord-Kaapers wat absoluut die eerste helfte oorheers het, maar nou die Oos-Transvaalers wat goed begin. Daar's 'n bietjie van 'n kollisie daar in die lug, maar hulle speel aan Pens wat die bal uithaal. Hy gee daar vir die man in die groen broek, dis die nommer 2 haker. Dit is nie David Roos nie, maar dit is man met die nommer 2 trui op sy rug. Weer Pens wat die bal kan uithaal vir die eerste keer bietjie balbesit. Ons sal graag sien wat hulle doen met dit. Hy kom aanvanklik daar by sy man verby, dan gee hy die bal so kort armpie uit vir sy speler, maar hy word uiteindelik grond toe gebring. Nou moet hulle die bal beskerm, dis die skeieregter wat voordeel speel vir hulle nadat die man nie daar deur die regte kanale gekom het, die Pens met stadige bal besit. Hy kry uiteindelik die bal uit nommer 12 wat laat loop na nommer 4 toe, 'n groot man. Hy word uiteindelik ook vasgevat daar deur Driekus Trieter, maar nog steeds die voordeel wat die skeieregter speel, dan verloor hulle uit ongelukkig die bal, maar die skeieregter gaan hulle terugbring so 10 meter van hulle eie doellyn af vir 'n strafskop omdat die Noord-Kaapse spelers nie deur die regte kanale inkom daar by die losgemaal nie. Pens wat die bal in hand het, hy gaan 'n tikskoppie neem, die manne van die Oos-Transvaal wat ewig op die aanval is, natuurlik Roberts wat die bal in hande het, Roberts 'n groot sterk man met 'n stormlopie en hy gee dit uit vir nommer 20, daar vir die Oos-Transvaal, hy rek na die doellyn en die eerste 3 word aangeteken deur die Oos-Transvaal, nommer 20, dis Jean Prinsloo wat strek vir die doellyn en hulle eerste 5 punte op die bord, Marie-Louise. Ja, dis absoluut waar die Oos-Transvaalers se sterkpunt lê, is hier in hierdie krag van hulle spelers. Ons het gesien in die eerste helfte die spoed die oorhand gehad, maar dis lekker om nou te sien dat die sterk manne van Oos-Transvaal hulle beurt kry. Oos-Transvaal se ondersteuners wat baie daarvan hou. Definitief, en die Oos-Transvaal wat daai enetjie ook verdoel het, 7 punte op die bord vir die Oos-Transvaal. Hulle skop die tweede helfte althans af op 'n baie hoë noot. Wel gedaan, uitstekende aanvallende spel. Hulle het die sterk manne gebruik, natuurlik manne soos Roberts en Prinsloo wat daai 3 bewerkstellig het. Harde werk wat voorgedoen word in die eenkamer. Oos-Transvaal wat die wedstryd weer onderweg sit. Die bal wat hoog hang, net nie sy 10 tree getrek nie en die skeieregter bring hulle terug daar in die kolletjie toe. Die manne van die Noord-Kaap wat 'n vryskop nou tans het. Daniel Tomlinson wat nader staan vir daai vryskop. Hy tik die bal en hy sit hom op voet. 'n Kort steekskoppie bo die verdediging. Noord-Kaap wat opvolg, maar natuurlik die Oos-Transvaal wat daai bal in hande kry en vasmaak. Die bal wat uitgegee word deur Pens. Hy stuur dit daarna een van sy groot manne. Dit is natuurlik weer Roberts. Roberts baie hard werkende nommer 4 slot van die Oos-Transvaal. Uitstekende speler en die bal word weer versprei, deurgebreek deur een van die voorspelers van die Oos-Transvaal. Dis natuurlik weer Prinsloo wat daar deurgebreek het. Pens wat die bal optel. Bal word aangegee vir die nommer 2 van Oos-Transvaal. Hy hardloop weer terug daarna sy ondersteuning toe. Bal word weer losgekrap daardeur Pens uitgegee na die Oos-Transvaal toe. Hulle kom na die naderkant. Oos-Transvaal wat die bal deur die hande stuur. Die regtervleuel wat uitgeneem word hier aan die buitekant en 'n lyn staan vir die Noord-Kaapenaars.
ewige verdediging, die Oos-Transvaalers wat natuurlik daai gapings soek, maar die voorspelers van die Oos-Transvaal wat baie hard werk om voordeel te wen, Marie-Louise. Definitief die gemoedere wat nou begin hoogloop hier in die tweede helfte. Hulle weet is alles om voor te speel hier in hierdie wedstryd. Dis goed om te sien ook van al twee spanne se ondersteuners af. Dit is dan nou die Noord-Kaapse hakker Kobus Nel wat die bal in die lynstand gaan insit en hulle sal wel weer aan die ander kant van die veld kan gaan kuier om hulle voorsprong nog meer te rek. Kobus Nel wat die bal daar gaan ingooi en hy sal sy springers wil vind. Eberson en die manne wat die man hoog optel. Bal word afgevat deur Roberts. Roberts die nommer 4 slot daarvan Oos-Transvaal wat wakker is en die bal opraap daarso deurgestuur na die buitesenter toe. Hy gee aan vir sy medespanmaat, die binnesenter nommer 12 is natuurlik Willem Kreer van die Oos-Transvaal. Bal word weer uitgegee dan na die agste man van die Oos-Transvaal. Oos-Transvaal deur daarna Prinsloo wat die bal aangee dan na die buitekant toe, maar die verdediging wat sorg dat die kantlyn ongelukkig wen en nog 'n lyn staan wat op hande is. Ja, baie goeie aanvallende spel hier van die Oos-Transvaalers. Hulle het nou 'n goeie balans tussen hulle voor- en agterspelers, die manne wat nou 'n bietjie wakker geskrik het. Dit lyk asof die woorde wat halftyd gespreek is gewerk het, want die Oos-Transvaal definitief lyk nou soos 'n ander span as wat hulle in die eerste helfte gehad het. Dis goed om te sien, is weer Noord-Kaap wat die bal gaan kan insit by hierdie lyn staan. Weer Kobus Nel, hulle is nou so paar meter binne hulle eie kwartgebied. Hy sal graag sy springers wil vind. Hy kry dit nie reg nie. Dit is weer Oos-Transvaal wat daar wegbars met die bal. Hy word uiteindelik grond toe gebring. Dan besluit hulle om vinnig te speel met so optel en dryfbeweging, maar dit werk nie vir hulle nie. Retief wat daar die bal wil kry. Hy kry die bal uit, daar sy nommer 2 toe. Hy vat net weer die bal vas, dan laat loop hy van sy nommer 13 wat homself daar vas hardloop in sterk verdediging van die Noord-Kapers. Maar hy kry die bal daar weg. Nou moet die man rol. Hy rol nie. Sal kyk of die skeieregter, hy gee daarso voordeel vir die man wat nie rol nie en dan gee hy die strafskop toe. Sal wel sien of Oos-Transvaal nou vinnig wil speel. Hy sê nee, hy gaan hulle terugbring vroeër vir ook 'n hoë duikslag wat gebeur het voor daai beweging. Oos-Transvaal wat daar 'n strafskop kry, Pens wat die bal neersit, 'n tikskoppie neem en daar vir die agste man gee die kontak wat gemaak word. Noord-Kaap wat verwoed sal moet verdedig, die manne van die Oos-Transvaal wat sterk hardlopers het, die nommer 12 wat probeer deurdruk daarso vir die Oos-Transvaal. Noord-Kaap wat verwoed verdedig, maar dit dryf daardeur die manne van die Oos-Transvaal. Dit is natuurlik weer een van die voorspelers wat saam met 'n spanmaat daarso inhaak, deurdryf en pure brute krag wat daar oor die doellyn gaan kuier. Uitstekende kombinasiespel deur die voorspelers van die Oos-Transvaal, Marie-Louise. Ja, dis lekker om te sien. Dis sommer opwindend nou om te kyk nou dat die telling nader aan mekaar is. Nou weer die spanne met 1-3 of 1 verdoelskop kan alles verander. Tuis, dis natuurlik Tuis De Villiers wat in die nommer 18 try is wat daaroor gebeur het. 'n Sterk man wat al sy krag en momentum gebruik het om hierdie doellyn oor te steek. Dis die doelskop wat daar is en is nog ekskuus, ek sien nou die vla wat afbly. Dit is dan net die 5 punte wat bykom. Met ander woorde, die telling staan nou op 12-17 in die guns van die Noord-Kapers. Dit beteken dat daar net 5 punte verskil is tussen hierdie twee spanne. Marie-Louise, 'n 3 wat verdoel word, wat hierdie wedstryd heeltemal kan omkeer in die guns van die Oos-Transvaal. Die manne van die Noord-Kaap wat nog nie punte in die tweede helfte kon aanteken nie. Dit is Tomlinson wat die bal in hand kry. Hy soek ondersteuning. Die manne is 'n bietjie wyd verspreid en daai bal word los weggegooi. Moeilik vir die Noord-Kaap om hy onder hande te kry. Skeieregter wat hulle terugroep vir 'n strafskop en hy gee dit aan die Noord-Kaap. Van der Merwe, Jacobus van der Merwe wat 'n vinnige tikskoppie neem vir Tomlinson deurgee. Tomlinson wat die bal op voet sit in die halfgebied van die Oos-Transvaal. Natuurlik van der Merwe en Pool wat snol om by die bal uit te kom. Die doodlyn wat ongelukkig wen. Nie een van die Oos-Transvaal of die Oos-Transvaal of Noord-Kaap manne wat by daai bal betyds kan uitkom voor die doodlyn nie die oorwinning behaal nie. Ja, ek kan nou skaars stil sit op my stoel, soos wat die opwinding hier rondloop. Mense kan dit voel in die lug. Heel wat ondersteuners wat nou hier kyk op die A-veld. Dis 1-3 is die verskil tussen hierdie twee spanne en ek sal graag wil sien dat die wedstryd ook op 'n hoogtepunt eindig. Definitief Marie-Louise, natuurlik die Noord-Kaap stewig op die aanval, maar die Oos-Transvaal wat die bal nou weer in spel sal sit uit hulle doelgebied uit wat hulle uit hulle kwartgebied uit wat hulle moet inskop, 'n hoë hangskop goed geneem deur die Noord-Kaap
Hulle soek ondersteuning, strafskop, die man wat blykbaar oorval daarso, Noord-Kaap wat vinnige tikskoppie neem. Dit is aangegee daar deur Tomlinson. Die bal word verloor in daai tak, laagvat. Die strafskop toegeken weer aan die Noord-Kaap. Van der Merwe wat die tikskoppie neem, die bal wyd gee vir Delacroix wat die bal in hand het, oorslaan beweging, Tomlinson wat die bal in hand het, Tomlinson wat uitgee vir die nommer 6 van die Noord-Kaap, Tine Skutte wat die bal deurgee en daar agter die lyn word gaan kuier weer deur niemand anders as daai spoedvraat van hulle buitesenter, daai man wat sy ore plat trek. Sy naam is Quentin Pool, nog 'n 3 aangeteken deur die Noord-Kaapenaars. Nou Marie-Louise, intense rugby en die manne wat die doellyn gaan opsoek. Ja, definitief. Die momentum wat eers gelyk het om na die Oos-Transvaal toe gaan, maar dan dissipline wat hulle kos in die Noord-Kaapers wat weer agter die doellyn gaan kuier daarso vir 5 punte wat bygesit word by die skop wat kom. Dit lyk nie of die skop daar gaan wees nie. Nee, die skop is mis. Die telling wat is aanskuif na 22-12 toe op die A-veld met Noord-Kaap wat weer die spel gaan kan hervat. Groot rugby wat hier gespeel word natuurlik. Jy kan sien die manne haal al swaar asem. Daar word baie gehardloop, die bal kry baie lig. Dit is Tomlinson wat weer die wedstryd as losskakel vir die Noord-Kaap aan die gang moet sit. Dis Daniel Tomlinson. Kom ons kyk wat gebeur met hierdie afskop. Die manne van die Noord-Kaap wat ewig opvolg, maar die slotte van die Oos-Transvaal wat sekuur is onder 'n hoë bal. Kom ons kyk. Afskop, diep afgeskop deur Tomlinson, mooi geneem deur die Oos-Transvaal. Die man in die nommer 12 try, Willem Kreer, wat daar probeer deurbreek en word aan die hak bygekom daar deur die nommer 7 flank, Direkteur Blanche van die Noord-Kaap. Vaste faset en 'n bal opgepik daar deur die Oos-Transvaal. 'n Dryfbeweging uitstekend gedoen deur die Oos-Transvaal daai kant. Pens wat die bal oppik, reg agter die losgemaal en sy ondersteuning is daar. Die bal word weer opgetel deur die man in die logge lyf. Dis Thuis de Villiers, een van die 3 drukkers van die Oos-Transvaal wat vorentoe beer. Pens wat weer op sy voete is en die bal versprei daar na sy binnesenter toe. 'n Kort steekskoppie bo oor die verdediger se koppe. En bal is opgetel deur Delacroix wat vasgevat word deur die Oos-Transvaal hier in die middeveld. Bal word opgetel deur Kobus Nel wat die bal aangee vir Daniel Tomlinson wat die skoppie deursit van 'n Merwe wat opvolg. Die manne van die Oos-Transvaal onder geweldige druk hier teen die kantlyn en weer in die kwartgebied van die Oos-Transvaal. Die manne van die Noord-Kaap waar hy bal besit probeer kry, maar dit is natuurlik Daniel Roberts wat die bal in hand het van die Oos-Transvaal. Daai slot wat baie sterk presteer en goeie rugby speel vandag. Op die voet gesit deur Pens, maar Pens wat hom weer in die hande kry, uitstekend opgevolg op sy eie skop daar van sy eie kwartgebied af en die bal besit wat steeds aan die Oos-Transvaalse kant bly. Die manne van die Noord-Kaap wat probeer bal wen, De Villiers wat weer die bal in hand kry, die nommer 18 van die Oos-Transvaal. Strafskop toegeken aan die Oos-Transvaal met die manne van die Noord-Kaap wat nie hulle hande lyk my daar uit die losgemaalheid kan hou nie en die skeieregter wat hulle natuurlik daarvoor straf. Tikskoppie geneem, natuurlik Roberts met 'n stormloop daar die nommer 4 wat hard werk. Weer 'n strafskop aan die Oos-Transvaal. Die loskop stit van die Noord-Kaap wat nie wegrol nie, dis natuurlik Driekus Trieter. Bal is opgetel, voordeel word gespeel aan die Oos-Transvaal en die skeieregter gaan die fluitjie blaas vir die manne van die Noord-Kaap. Hulle was nie 10 tree nie. Hy sorg dat hulle terugkom en hy vat weer 'n vinnige tikskoppie deur Pens. Ongelooflike aanvalswerk wat hier toegepas word deur die rooikop meneer Pens. Ja, Retief Pens van die Oos-Transvaal wat vurig is daar agter 'n losgemaal. Bal word opgetel, daardeur Roberts. Ondersteuning word gebied daardeur die nommer 2 van die Oos-Transvaal. En die skeieregter sê weer die manne speel die bal op die grond. Vinnige tikskoppie geneem. Mense, dit is 'n bedrywige wedstryd. Dinge loop vinnig. Deurgebreek daardeur De Villiers. Die man met die sterk bene en die logge lyf wat sy teestanders oorboender. Bal word weer opgetel deur die nommer 2 van Oos-Transvaal en teruggeduik daardeur die Noord-Kaap verdediger Daniel Tomlinson. Bal word wyd laat loop. Daarna Willem Kreer, die binnesenter van die Oos-Transvaal. Hardloop terug na sy verdediging toe. Daar word vasgehou en die manne van die Noord-Kaap wat hom probeer ophou, maar uiteindelik gaan hy ook grond toe.
Retief Pens wat die bal aangee vir sy nommer 2 daarso, wat 'n storm loop hier daar in die middelveld in. Deur Kobus Nel gestuit, weer opgetel deur die Oos-Transvaal wat stuk vorentoe beer, daar na die doellyn toe van die Noord-Kaap. Dit is niemand anders as Daniel Roberts wat weer hard werk doellyn se kant toe en die bal opgetel deur die agste man van die Oos-Transvaal. Net kort van die doellyn gestuit deur die Noord-Kaapse verdedigers, maar stuk vir stuk is dit weer die Oos-Transvaalers wat vorentoe beer, De Villiers wat daai bal in hande gekry het en daar word opgetel deur Daniel Roberts, daai hardwerkende nommer 4 slot van die Oos-Transvaal, welverdiende 3 deur hom, Marie-Louise. Ja nee, soos ek sê, ek kan nie stil sit hier op my stoel maak as dit die opwinding wat nou net te veel is en ons is nou weer terug met daai 3 beteken dat daar net 1 punteverskil, 1-3 se punteverskil tussen die twee spanne is. Die doelskop wat verdoel word, dit gaan maak dat die telling net 3 punte verskil, wat beteken 'n strafskop kan dit gelyk maak of 'n skepskop kan dit gelyk maak, maar 'n 3 wat verdoel word sal beteken dat Oos-Transvaal nog hierdie wedstryd kan wen. 'n Baie belangrike paar laaste minute in hierdie manne se wedstryd. Nes jy dan sê Marie-Louise, nou ja, ek moet vir jou sê, hierdie Daniel Roberts nommer 4 wat nou die 3 gedruk het van die Oos-Transvaal, 'n slot wat my al die hele toernooi beïndruk het. Ek is seker daarvan, die keerders het hom ook onder oog, wel gedaan. Oos-Transvaal wat die bal weer afskop, die opvolg deur die Oos-Transvaal uitstekend behartig. Die nommer 8 van die Oos-Transvaal wat die bal daar uit die lug uit raap voor Tomlinson weg. En die Oos-Transvaal wat weer sterk op die aanval is. Pens wat die bal uitgee daar na sy nommer 2 toe. Voordeel wat gespeel word deur die skeieregter vir omkant vanaf die Noord-Kaapenaars. Die bal wat wyd geloop word, die nommer 11 van die Oos-Transvaal. Dit is niemand anderste as ek dink is Hardes Bierman daar in die nommer 11 try wat ongelukkig nie daardeur kom en maar strafskop toegestaan aan Oos-Transvaal vir 'n hoë vat deur die manne van die Noord-Kaap. Nou ja, die dissipline wat hulle daar in die steek laat. Hier is die kans wat vir die Oos-Transvaalers gevat het, Retief, wat die bal tik. Dis niemand anders as nommer 4 wat daar indryf nie. Die bal is nou beskikbaar vir Retief. Die manne is vinnig op, is weer voordeel vir die Oos-Transvaalers. Die nommer 2 wat daar eenvoudig losbars deur die manne. Hy hou aan vorentoe beer. Nou is die nommer 4 wat weer die bal het. Hy dryf ook goed met sy bene, 'n sterk speler. Dis die bal wat beskikbaar is. Die Noord-Kaapers wat nou teruggedruk is tot op hulle eie doellyn. Die Oos-Transvaalers het die bal daar beskikbaar. Hulle moet nou die besit gebruik. Dis die man wat daar oorgaan vir die doellyn. Dit lyk nie of hy dit kry nie. Die skeieregter wat in 'n verskriklike goeie posisie is om daar die bal te sien. Stadige bal besit vir die Oos-Transvaalers. Hulle wil dit gebruik. Dis die bal wat uitkom hier na die nommer 13 toe. Hy breek weg en hy's oor die doellyn. Dit is Henry Vermaak, as ek dit nie mis het nie, Henry Vermaak van die Oos-Transvaal wat agter die doellyn gaan kyk. Ongelooflike aanvallende spel deur die Oos-Transvaalers om hulle op die tellbord weer te sit en vir die eerste keer in hierdie wedstryd wat die Oos-Transvaal voorloop. Neem in ag, hulle was 17-0 agter gewees teen die manne van die Noord-Kaap. Oos-Transvaal wat toe C4 en die wenners van die wedstryd met 24 punte teenoor 22. Marie-Louise, meer spanningsvol kon ons nie voorgevra het nie. Maar dit is ongelooflik. Ek kan dit nie glo nie. Soos ek gesê het, ek kan nie stil sit op my stoel nie. In die doodsnikke. In die doodstukke. Mense wat my ken weet, ek sal altyd die underdog ondersteun, soos hulle sê in Engels. En Oos-Transvaalers wat absoluut die underdog was in hierdie wedstryd. 17-0 agter tydens halftyd. Daar's hard gepraat met die manne. Mense kan die opwinding en die blydskap sien in hulle span. Hulle het hard gespeel. Hulle het hulle lywe op die spel gesit. Baie geluk aan Oos-Transvaal. Ongelooflik, Marie-Louise, nou net in ag genome 17-0 agter met halftyd teen die Noord-Kaap. Die Noord-Kaap wat net in staat was om 'n enkele 5 punte, net 1-3 aan te teken in die tweede helfte. 'n formidabele 26 punte aangeteken deur die manne van die Oos-Transvaal. En Marie-Louise, laat ek nou vir jou sê, ek het nou so hier en daar 'n rugbywedstryd in my lewe gesien, maar hierdie ene het my op die punt van my stoel gehad. Groot opgewondenheid, baie geluk aan die manne van die Oos-Transvaal. Niks weggeneem van die manne van die Noord-Kaap of nie. Hulle het hard gewerk. Dit was werklik 'n wedstryd wat enige tyd enige kant toe kon draai. Definitief, dis goed om te sien dat die manne op bladskei daar. Hulle saam met mekaar gesels, hulle sal vanaand weer kuier. Lekker om die vure wees. Dis goed om te sien, dis lekker om te sien dat die sportsmangees nog steeds daar is. Al is dit harde wedstryde, dis manne wat mekaar al ken van kleins af, wat elke jaar teen mekaar kompeteer. Dis lekker om te sien dat Oos-Transvaal hierdie wedstryd kon wen.
As ons is gereed, ons het hier by ons vir mevrou Lucia van Wyk, die uitvoerende hoof van die BCVO. Lucia, baie welkom. Baie dankie vir julle. Ons begin sommer deur vir julle te sê dankie. Julle is een van ons media vennote by Boer Media wat dit vir ons help moontlik maak om hierdie opnames en stromingsdienste kan lewer. Winterspele 2026, natuurlik een van die hoogtepunte op die BCVO kalender. Wat is jou indrukke sover? Och, dis 'n voorreg om so tussen die kinders te beweeg en die kinders te sien speel. As mense hierdie wedstryd wat nou pas verby is, die kinders het hulle harte uitgespeel. En die ouers geniet dit. So mense is dankbaar. Ja, Orania het baie moeite gedoen om die velde voor te berei. Is hulle eerste winterspele en ek dink eerste van nog 'n hele paar. Groot sukses. Die gees is goed, so ons is baie dankbaar. Lucia, jy het die punt aangeraak, daar was aanvanklik, toe dit aangekondig is dat Orania Winterspele 2026 gaan aanbied, was daar so 'n bietjie skeptisie rondom dit, gaan ons oor die kapasiteit beskik, gaan ons as 'n gemeenskap hierdie groot hoeveelheid mense kan akkommodeer, het dit tereg uitgewys dat Orania baie moeite gedoen het, ek kry baie positiewe terugvoer, ek weet nie hoe dit by julle by die kantoor is nie, wat sê die mense, hoe ervaar hulle dit? As 'n mens wil kla, sal jy oor iets kan kla. En as jy fout soek, dan gaan jy fout kry. Die algemene indruk is baie positief. 'n Mens moet onthou, enige klein gemeenskap het groter uitdagings. So of dit nou by Lichtenburg is of by Groblersdal, gewoonlik is die grootste uitdaging om vir almal 'n bed te kry. En Orania se gemeenskap het regtig uit hulle pad gegaan om die mense so naas moontlik aan Orania, as dit nie in Orania is nie, te akkommodeer. En ons het groot waardering daarvoor. Hulle het die begin van die jaar begin gras plant en almal het dit met afwagting dopgehou en ons is dankbaar. Regtig, dis altyd vooruitgang vir 'n skool. Winterspele het 'n baie groot inspuiting vir die gemeenskap. So is nie net die plaaslike skool wat daarby baat nie, maar beslis die gemeenskap ook. En ons raak minder, die Afrikaner raak minder, so waar 'n mens kan, moet 'n mens mekaar ondersteun en saam sterker word. Lucia, baie dankie namens Orania en sy skool en sy gemeenskap en spesifiek ons by Boer Media. Dankie daar vir die wonderlike werk wat julle by die BCVO by die beweging vir ons doen en die geleenthede wat julle vir ons kinders skep. Ons het groot waardering daarvoor. Baie dankie. Daarmee terug na die rugby, die afskop wat plaasgevind het in die tweede helfte. Ons skakel oor na die kommentaar in die uitsaai hok.